'n brief aan ons gemeente. Hartlik welkom vriende, ons vier Pinkster. En hierdie Pinkster stap ons saam met mekaar op 'n geloofsreis uit Paulus se brief aan die Tessalonisense. So, vanoggend kom ons by mekaar om te sê ons wil hierdie brief oopmaak, die brief wat ons ontvang. Dan wil ons volgende Sondag vir mekaar vra, hoe lees ons hierdie brief nou aan mekaar voor, soos Paulus ons inderdaad beveel om te doen. En in die week gaan ons uit Paulus se brief aan ons 5 roetemerkers identifiseer, om ons op ons geloofsreis verder te help. Die eerste roetemerker is draai weg, gevolg deur volg na, hê lief, leef heilig en wees gereed. Ons 5 roetemerkers. Maar vanoggend fokus ons eers daarop in om te sê, as ons 'n brief ontvang, dan maak jy tog die brief oop, nie waar nie. Nou, ek kan myself voorstel dat 'n mens meer gretig is om sommige briewe oop te maak as ander. As jy argument onthalwe 'n brief ontvang wat aan jou bevestig dat jy is die erfgenaam van 'n groot som geld, natuurlik sal jy daardie brief met groot ywer oopmaak. Maar as jy 'n brief ontvang wat sê jy het 'n bepaalde oortreding begaan, dalk te vinnig gery, dan is dit die tipe brief wat jy waarskynlik nie so vinnig wil oopmaak nie. Hoe dit ook al sê, ek en jy ontvang hierdie Pinkster ook 'n brief. Maar vir my en jou om te weet wat in die brief staan, om hierdie brief te lees of deur die brief verander te word, het ek en jy nodig om die brief oop te maak. En dit is wat ons hierdie Pinkster wil doen. Ons begin vanoggend deur die brief oop te maak. Nou, hoe het briewe dan in die antieke tyd gewerk? Jy sien, briewe in die antieke tyd het ook bestaan. En onder Jode of onder Grieke was daar verskillende maniere, geuite vorms, hoe jy 'n brief kon skryf. Maar briewe is nooit gebruik om oor geloof as sulks, die Christelike geloof, daaroor te kommunikeer nie. Maar waarom skryf Paulus dan briewe? Jy sien, Paulus het nie soveel opsies gehad soos ons vandag om met mekaar te kommunikeer nie. Paulus kon nie 'n video-oproep gebruik het of 'n e-pos of 'n kort video of 'n WhatsApp boodskap nie. O nee. Paulus het van plek tot plek gereis saam met sy medewerkers die evangelie verkondig. Maar dikwels moes hy dan verder aan hulle gekommunikeer het. Hy kon nie teruggegaan het nie, of hy mag nie teruggegaan het nie. En dan maak hy gebruik van 'n brief. Want wanneer die gemeente hierdie brief sou ontvang en voorlees, hoor hulle dit as 'n preek van die apostel Paulus self, asof hy self nou by hulle is en met hulle praat, wanneer hulle na die voorlesing van so 'n brief sou luister. So Paulus skryf om spesifiek oor geloof met 'n gemeente te kommunikeer deur middel van 'n brief. Nou, hoe verskil Paulus se briewe dan van ander briewe in die antieke tyd? Het Paulus geleen by die destydse formaat of het hy heeltemal iets anders gedoen en het ook 'n brief genoem? So, in die antieke sekulêre wêreld sou jy 'n brief waarskynlik begin het met woorde soos gesondheid en voorspoed, en jy sou dit gedoen het in die naam van 'n Griekse god. Nou, hier kom Paulus en sê maar, hoe klink my geloofsbrief? Die eerste brief wat ons van Paulus het, 1 Tessalonisense. En hy begin dit deur te sê, maar ek leen by die formaat van 'n brief, maar ek gaan dit, die inhoud daarvan verander, sodat dit nou 'n voertuig kan wees van geloof, waarmee ek met mense kan praat. En nou verander hy dit na genade en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus. So jy sien hoe leen Paulus by die destydse formaat, maar hy vul dit in met die geloof in Jesus Christus. Nou, ons weet nou al dat Paulus skryf verskillende tipe briewe. Nou, in sommige briewe dank hy God vir die gemeente se geloof en hulle volharding, byvoorbeeld 2 Tessalonisense. Maar dan is daar ander briewe wat hy die danksegging weglaat en hy raas net met die gemeente oor hulle wegdwaal
van die geloof en van die ware evangelie af, byvoorbeeld Galasiërs. Wat my laat dink, as Paulus dan vir ons 'n brief moes skryf, as Paulus vandag moes leef en hy hoor van 'n gemeente in Koringberg waar gelowiges saam met mekaar aanbid, 'n gemeente waarskynlik groter as die gemeente aan wie hy baie van sy briewe geskryf het. En hy hoor van hierdie gemeente, Koringberg. Watter brief dink jy sou ons gemeente verdien? Dink jy ons sou 'n brief verdien waarin daar met ons gepraat word oor geloof en God gedank word vir ons gemeente se geloof en volharding, vir ons ywer vir die evangelie? Of sal ons 'n brief kry waarin Paulus met ons raas, omdat ons die evangelie nie meer ernstig genoeg opneem nie? Jy sien, ons reis hierdie Pinkster saam met mekaar uit 1 Tessalonisense en ons ontvang 1 Tessalonisense as Paulus se brief aan ons gemeente. Maar om sin te kan maak daarvan, het ons nodig om hierdie storie op te tel in Handelinge. Ons lees uit Handelinge 17 vers 1 tot 9. Wat vir ons die gordyn oopmaak, sodat ons 'n bietjie kan terugkyk in die geskiedenis in en kan sien maar wat het nou eintlik hier gebeur. So Paulus het deur Amfipolis en Apollonie na Thessalonika toe gereis, waar daar 'n Joodse sinagoge was. Soos dit Paulus se gewoonte was, het hy daarin gegaan en op 3 Sabbatdae na mekaar uit die skrif met die Jode geredeneer. Hy het die skrif uitgelê en daaruit aangetoon dat die Christus moes ly en op die 3de dag moes uit die doodheid opstaan. Hierdie Jesus wat ek aan julle verkondig, het hy gesê, hy is die Christus. 'n Party van die Jode het oortuig geraak en by Paulus en Silas aangesluit. 'n Groot aantal godsvreesende Grieke en 'n aansienlike getal vooraanstaande vroue het ook nog bygekom, maar die Jode was hieroor afgunstig en hulle het met die hulp van 'n klomp niks werd leegleiers 'n betoging op tou gesit, wat die stad in oproer gebring het. Hulle het na Jason se huis toe opgeruk en hulle wou vir Paulus en Silas hê om hulle voor die volk te bring. Toe die Jode hulle nie kry nie, sleep hulle vir Jason en 'n paar ander gelowiges na die stadsbestuur toe en skreeu, dit is die mense wat die hele wêreld in beroering bring, en hulle is nou hier in ons stad. En Jason gee vir hulle huisvesting. Hulle handel in stryd met die keiser se wette en sê dat daar is 'n ander koning, sy naam is Jesus. Die mense en die stadsbestuur was toe ontsteld en toe hulle dit hoor, maar nadat hulle van Jason en die ander gelowiges die nodige waarborg gekry het, het hulle egter hulle vrygelaat. Dis nou vir Paulus en vir Silas. So, as ons dit hoor, wat is dan eintlik die storie agter die storie hier? Jy sien, die storie agter die storie hier moet ons Paulus se sendingsstrategie verstaan. Paulus werk met 'n bepaalde sendingsstrategie. Ja, ons weet hy is die ou wat uitgestuur word om die evangelie vir nie-Jode te gaan verkondig. Maar kyk hoe werk sy sendingsstrategie. Hy begin by 'n Joodse sinagoge. So nou kom hulle op 'n dorp aan. Waar begin jy? So jy gaan na die plaaslike Joodse sinagoge toe. Want Paulus weet hy's 'n Jood. Mense sal hom met oop arms ontvang omdat hy is 'n bekende Jood. En nou gee hulle vir hom 'n spreekbeurt in die sinagoge. En dan begin hy die skrif uitlê en sê, maar hierdie tekste wat praat oor Messias, sy naam is Jesus, Christus. En hy het gekom na die aarde toe. En hy is gekruisig en is opgewek uit die dood uit. En dan, na 'n paar keer se voorlesing, dan word Paulus uit die sinagoge verban. Want die Jode sê, ons kan dit nie geloof aanvaar dat ons Messias soos 'n misdadiger aan 'n kruis gesterf het nie. En dan verban hulle vir Paulus uit die sinagoge uit. En dan reken Paulus daarop dat daar is 'n paar bekeerlinge onder die Jode wat wel sy boodskap sou aanvaar het. Dat hierdie hom sal help met tydelike huisvesting en iemand soos Jason byvoorbeeld kon hy waarskynlik in sy huis gebly het en in sy huis dan moontlik sy ambag voortgesit het. En dit gee vir hom nog verdere geleentheid om dan met nie-Jode en ander mense op straat
dan verder weer die evangelie te deel, terwyl hy 'n inkomstebasis het, deur sy tentmaker beroep, wat hy navolg. En so verkondig die Paulus die evangelie in elke dorp of stad waar hy gaan. Maar wat gebeur as hierdie plan nie uitwerk nie? Want jy weet so goed as ek, in die lewe kan jy met die beste plan vorendag kom. Jy kan dit so goed as moontlik navolg, maar ergens is daar iets wat altyd nie volgens plan verloop nie. So, die goeie nuus is, Paulus se sendingwerk in Thessalonika het nie op niks uitgeloop nie. Sy sendingwerk hier, saam met Silas en Silvanus en Timotheus, dit het 'n gemeente tot gevolg gehad. So Silas Silvanus as 'n kanthandtekening is dieselfde ou. En dan sien ons, maar hier het wel 'n gemeente ontstaan. Maar die probleem is, Paulus hulle kon nog nie die gemeente klaar onderrig het oor die geloof nie, en nou word hulle uit die stad verban, en hulle mag nie terugkeer nie, soos ons in Handelinge gelees het. So wat maak jy nou, as die plan nie uitwerk nie? Jy word uit die stad verban, jy mag nie teruggaan nie, en jou werk daar is nog nie klaar nie. Kom ons lees in 1 Thessalonisense, wat het verder gebeur. 1 Thessalonisense, hoofstuk 2, vers 17 tot 3 vers 10. Wat ons betref, broers, toe ons maar nog 'n kort rukkie van julle geskei was, wel uit die oog, maar nog nie in die hart nie, het ons so baie na julle verlang, dat ons alles in ons vermoë gedoen het, om julle weer te sien. Daarom wou ons weer na julle toe kom. Ek, Paulus, het keer op keer probeer kom, maar die Satan het ons verhinder. Wie anders, tog as julle, is ons hoop en ons blydskap, die kroon op ons werk, waarop ons trots sal wees, wanneer ons met sy wederkoms voor die Here Jesus sal verskyn. Julle is immers ons trots en ons blydskap. Toe ons dit nie langer kon uithou nie, het ons besluit om alleen in Athene agter te bly. Ons het vir Timotheus, ons broer en medewerker, in diens van God, wat saam met ons die evangelie van Christus verkondig het, na julle toe gestuur, om julle in julle geloof te versterk, en julle moed in te praat, sodat nie een van julle onder die vervolginge sou begin wankel nie. Dat ons, terwille van ons geloof, vervolg sal word, staan vas. Dit weet julle. Toe ons nog by julle was, het ons al vir julle gewaarsku dat ons vervolg sal word. En, soos julle weet, het dit ook gebeur. Toe ek dit dus nie langer kon uithou nie, het ek vir Timotheus gestuur om vas te stel hoe dit met julle geloof staan, of die verleier julle nie reeds verlei het, en al ons harde werk dalk op niks uitgeloop het nie. Nou is Timotheus van julle af terug by ons, en hy het ons die goeie nuus gebring van julle geloof en liefde. Hy het aan ons vertel dat julle nog altyd die aangenaamste herinneringe aan ons het, en dat julle net so ons verlang as ons na julle. Daarom, broers, het ons in al ons nood en swaar kry weer moed geskep vir julle, omdat julle nog glo. Omdat julle vasstaan in die Here, leef ons nou weer werklik. Hoe kan ons na behore aan ons God die dank bring vir al die blydskap wat ons voor hom oor julle het? Dag na dag, dag en nag, bid ons met ons hele hart om julle weer persoonlik te mag sien en om aan te vul wat nog aan julle geloof ontbreek. So, wat's die plan? Paulus, Silvanus of Silas en Timotheus gee nie op nie. Hulle is wel uit die stad verban, maar hulle kan nie opgee op hierdie jong gemeente van gelowiges wat tot stand gekom het nie. So nou besef hulle, maar net Paulus en Silvanus is in die verbod geïmpliseer. Ons hoor nêrens dat Timotheus geïmpliseer is nie, ons hoor wel dat hulle nou vir Timotheus terugstuur. So as hulle nie kan gaan nie, dan stuur hulle vir Timotheus terug. En hulle stuur hom terug om nou te gaan vasstel, maar wat gaan aan met die gemeente? Want soos het nou maar gaan met ons mense, vrees ons maklik ons vinnig die ergste. Hulle vrees maar hierdie mense gaan hulle geloof opgee, want hulle gaan sê, ag hierdie Paulus is maar 'n lafaard, hy waarsku ons teen die vervolging en dan sy eerste om
die pad te vat. En as hulle nie meer Paulus se integriteit as apostel vertrou nie, sal hulle ook nie sy evangelie wat hy verkondig het vertrou nie. Dan sal die geloof opsê en dan is al hierdie moeite om hierdie mense te evangeliseer daarmee heen. So wat is die plan wat hulle maak? Hulle stuur vir Timotheus terug. Hy sal nou gaan uitvind wat aangaan by die gemeente en kyk hoe hy hulle kan ondersteun. So wat gebeur nou? Hier kom Timotheus nou terug. Timotheus kom nou terug van Thessalonika af. Hy ontmoet vir Paulus saam met Silas in Korinthe. En hy bring die volgende nuusberig terug. Die nuusberig sê, hierdie mense, die Tessalonisense, hulle volhard inderdaad in die geloof. Hierdie mense dink nie slegste van ons, omdat ons uit die stad uit moes weggaan nie. Hulle het steeds die aangenaamste herinnering aan ons. Hulle verlang om ons weer te sien soos ons hulle. Maar daar is sekere geloofsvrae en worstelinge wat hulle het. So nou kan Paulus hulle nie weer teruggaan na hierdie gemeente doen nie. So watter oplossing bly oor? Ons vat 'n stuk papierus, ons skryf 'n brief. Hoe het dit gewerk? Jy het met die hulp van 'n scriba die brief op skrif gestel en op die einde jou persoonlike handtekening bygevoeg. En hier word hierdie brief op skrif gestel. Dit sal afgelewer word aan die gemeente waar dit voorgelees word aan die gemeente, sodat almal die brief kan hoor. Maar wat gebeur as ons vanoggend hierdie brief as ons eie sou oopmaak? Ja, jy het reg gehoor. Die Tessalonisense se brief word ons brief vanoggend. Wat gebeur as ons hulle brief sal oopmaak as ons eie brief vanoggend? Wat sal hierdie brief dan vanoggend vir ons sê wanneer ons dit oopmaak? Daar is 5 goed wat hierdie brief vanoggend vir ons wil kom sê. Die eerste iets wat hierdie brief en die storie daarvan in Handelinge vir ons kom onderstreep is, dat Jesus is die ware koning. Onthou die woorde wat ons saam gelees het uit Handelinge uit. Dit is die mense wat die hele wêreld in beroering bring. Hulle is nou hier in ons stad. En Jason het vir hulle huisvesting gegee. Hulle handel almal in stryd met die keiser se wette en sê dat daar is 'n ander koning, Jesus. Jy sien, hulle is 100% reg. Daar is 'n ander koning. Sy naam is Jesus. En ons vier Pinkster, omdat ons glo, Jesus het werklik opgevaar na die hemel. Hy sit aan die regterhand van God, van waar hy as koning regeer. Hy is waarlik koning. Ongeag hoe chaoties alles rondom ons mag lyk, is hy steeds in beheer. Jesus is die ware koning. Die tweede iets wat ons vanoggend in hierdie teksgedeelte raak sien, wanneer ons die Tessalonisense se brief as ons eie ontvang, is dat ewige lewe het implikasies. Daar is ewige implikasies vir ons geloof. Wie anders tog as julle is ons hoop en ons blydskap, die kroon op ons werk waarop ons trots sal wees wanneer ons met sy wederkoms voor die Here Jesus sal verskyn. Julle is immers ons trots en ons blydskap. So, nou kom onderstreep Paulus vir hulle, maar geloof is nie maar net 'n tydelike ding nie. Geloof is nie net iets wat ek maar net aanvaar en dan sit ek dit maar neer soos dit my pas nie. Ons vier Pinkster omdat ons glo, Jesus het nie net opgevaar na die hemel nie, maar dat hy weer terugkom. Dit beteken dat daar is ewige implikasies vir ons geloof, want Jesus vaar nie net op na die hemel nie, hy kom terug. En wanneer hy terugkom, kom hy terug om dan 'n sekere bekentenis te maak. Wie is die mense wie in hom glo en volgens sy wil leef, en wie is die mense wat hom en sy wil verwerp het? Want jy sien, as ek die evangelie glo en my sonde bely, 'n kind van God word, dan is daar die ewige lewe wat vir my wag. Maar as ek nie die boodskap van Jesus aanvaar nie, as ek nie my lewe werklik aan God oorgee en weergebore word nie, die evangelie boodskap verwerp, dan wag die ewige oordeel
vir my. En ons geleesde teksgedeelte kom onderstreep vir ons dat daar is ewige implikasies vir geloof, wanneer ons die brief vanoggend as ons eie ontvang. Die derde, iets wat ons vanoggend raak sien, in hierdie brief, wat ons saam met mekaar lees, as ons eie brief. Ons het vir Timotheus, ons broer en medewerker in diens van God, wat saam met ons die evangelie van Christus verkondig na julle toe gestuur, om julle in die geloof te versterk en moed in te praat. Die derde iets wat ek en jy vandag in hierdie brief wat ons as ons eie ontvang raak sien is, ons het medegelowiges nodig. Ons vier Pinkster, omdat ons glo, ons is saamgevoeg as medegelowiges. Net soos die eerste gemeente, die eerste gelowiges, saam met mekaar gewag het om die uitstorting van die Heilige Gees te beleef en daarvandaan saam met mekaar aanbid het, saam met mekaar as kerk geleef het, soos Handelinge dit vir ons vertel. Hoor ons vandag, dat ons vandag ook as medegelowiges mekaar nodig het. Die Nuwe Testament ken nie ons hedendaagse idee van ek is maar 'n kind van God hier op my eie. Nee. Die Nuwe Testament verstaan my geloof altyd in verhouding tot 'n ander medegelowige se geloof wat saam met my hierdie waarheid oor Jesus glo. Want jy sien, as ek ander medegelowiges het, dan kan ek hulle bemoedig. En as hulle bemoedig word deur my, kan hulle my ook weer versterk. En so kan ons saam met mekaar in hierdie geloof nie net saamgevoeg wees nie, maar ook groei. Die vierde merker wat ons raak sien in ons teksgedeelte wanneer ons die Tessalonisense se brief vanoggend as ons eie ontvang, hoor ons dat lyding en vervolging is werklik. Dan lees ons, sodat nie een van julle onder die vervolging sou begin wankel nie, dat ons terwille van ons geloof vervolg word, staan vas. Dit weet julle. Toe ons nog by julle was, het ons julle al gewaarsku dat ons sal vervolg word. Jy sien, die evangelie boodskap oor Jesus is baie duidelik. Soos hy vir ons gelei het, sal ons vir hom lei. Hy het sy alles vir ons gegee, ons gee ons alles vir hom. Jy sou kon redeneer en sê, maar in ons land ken ons nie eksplisiete vervolging nie, maar ek dink daar is alreeds baie voorbeelde van implisiete vervolging vandag, aangesien dit al moeiliker raak vir ons om werklik in die openbaar prontuit te getuig oor wat ons glo en wat is die implikasies daarvan. Want net nou gee ons aan iemand anders dalk net aanstoot as ons vir hulle oproep om in Jesus te glo. Die vyfde merker wat ons kan help om die Tessalonisense se brief vanoggend as ons eie te ontvang, is om te hoor dat daar is 'n groei in kennis wat noodsaaklik is. In vers 7 en vers 10 lees ons die volgende woorde: Daarom broers, het ons in al ons nood en swaar kry weer moed geskep vir julle, omdat julle nog glo. Dag en nag bid ons met ons hele hart om julle weer te sien. Waarom? Om aan te vul wat nog ontbreek in julle geloof. Jy sien, as 'n kind van God, is dit noodsaaklik dat ek en jy nie maar net sal stilstaan by 'n aanvanklike begrip van wie Christus is nie, maar dat ons sal verlang om Jesus Christus al meer, al beter en al dieper te leer ken. Dat ons sal begeer om te groei in kennis, want dit is noodsaaklik dat ons sal toeneem in ons begrip van wie Jesus is. Want wat gebeur? Wanneer ek toeneem in my begrip van wie Jesus is, dan groei ek ook in my geloof in Jesus. Want dan kan ek meer soos hy begin word, na mate die Heilige Gees my al meer verander om meer gelykvormig te word aan die beeld van Jesus. En daarom is dit belangrik dat ek nie net kopkennis begeer nie, maar ook dit sal begeer dat die Heilige Gees, Jesus Christus, al meer aan my hart sal kom openbaar. Maar jy sien, na mate ek beter begryp wie Jesus Christus is, wanneer dit vir my oopgaan wie hy is, dan het dit nie net die potensiaal om vir my geloofsgroei te beteken nie, maar ek leer ook nuwe woordeskat aan. Ek leer nuwe taal aan oor wie Jesus is.
oor geloof. En naarmate ek meer begryp, meer woorde het oor wie Jesus is, raak het vir my al makliker om met hom te praat in my gebed. En dan ontsluit dit vir my ook 'n dieper gebedslewe, wanneer ek groei in my kennis oor wie Jesus is. En daarom sê ons nie net vir die Tessalonisense nie, maar ook vir ons vandag, is 'n groei in ons kennis noodsaaklik. So, as ons vanoggend hulle brief as ons eie oopmaak, dan sê ons lees die volgende in hierdie brief. Jesus is die ware koning. Daar is ewige implikasies vir ons geloof, maar ons het medegelowiges nodig. Lyding en vervolging is werklik, en 'n groei in kennis is noodsaaklik. So, as ons hierdie brief dan vanoggend oopmaak, ons maak die Tessalonisense se brief oop as ons brief vanoggend, dan het hierdie brief 'n groot uitnodiging in om saam met mekaar nou verder te reis hierdie Pinkster. Want die brief gee vir ons 5 roetemerkers dan vir ons gemeente, so geloofspad vorentoe. En hierdie merkers lyk as volg. Uit 1 Tessalonisense gaan ons die volgende merkers vir mekaar belig. Draai weg, volg na, hê lief, leef heilig en wees gereed. Jy sien, dit is die merkers, die roetemerkers, wat ek en jy nodig het, wanneer ons hierdie brief ontvang het, om in ons eie geloof te groei, te volhard. En volgende week in Sondag voeg ons hierdie legkaart by mekaar, wanneer ons die brief aan mekaar voorlees, soos Paulus ons beveel om te doen. Amen.